wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Dit was vir Katrein te lekker om haar niggie Maxie by haar op die plaas te verwelkom. Die twee het te lekker gespeel en Mila Muis was baie bly om vir Maxie te ontmoet. Sy het baie veilig gevoel by Maxie, want Maxie was mos 'n vegetariër. Toe mevrou Boer se suster vir Mila Muis in die sitkamer sien hardloop, moes Maxie vinnig aan 'n plan dink om vir Mila Muis te red en te beskerm. Dis toe sy met 'n blink plan voor 'n dag gekom het. Sy het vir Mila in haar mond geneem, by die venster uitgespring en in 'n hoë boom voor in die tuin opgehardloop. Bo in die boom het sy vir Mila Muis laat uitkom uit haar mond. Katrein was bang dat Maxie dalk vir Mila sou opeet, maar Maxie het haar woord gehou en vir Katrein en Mila Muis bewys dat sy tog 'n vegetariër is en dat sy nooit 'n diertjie sou vang om dood te maak of op te eet nie. Mila Muis was so opgewonde oor die gedoente. Dit was vir haar die lekkerste dag in haar lewe, het sy gesê. "Kom Mila," sê Katrein en gaan lê plat op die hoë tak. "Kom klim op my rug, sodat ek jou kan terugkry by jou huis. Jou ma gaan haar lam skrik as sy jou so moet sien. Dalk moet ek en Maxie jou eers help om skoon te kom. Jy's vol van Maxie se spoeg." Dit maak nie saak nie, Katrein. Onthou, Maxie het my gered, sê Mila Muis. "Klim," sê Katrein. "Die wind begin opkom en as die wind so waai, gaan die takke hierbo erg begin rondwaai en dan kan ons uit die boom uitval." Toe die drie onderkom, is hulle reguit na die voeltjiebad op die gras naby die boom toe. Maar toe hulle by die voeltjiebad kom, sien hulle daar's niks water in die skottel nie. "Ag nee tog, nou sal ons moet gaan water soek." Wat van die waterkrib in die skaapkraal? Vra Mila Muis. 'n Skaapkraal? Dadelik. Ek het nog nooit 'n skaapkraal gesien nie. Wat is 'n skaapkraal? Vra Maxie nuuskierig. "Dit is waar die skape in die aand slaap. Die kraal beskerm hulle teen 'n wolf en jakkals. Daardie twee is baie skelm en vol streke. En as daar 'n skaap of twee weg is, kan jy nou maar weet. Jakkals of wolf was weer hier op die plaas," sê Katrein. Hoe aklig. Waarom kan almal nie soos ek vegetariërs wees nie? Die arme skape, sê Maxie en gril haar amper van haar voete af. "Kom nou julle. As julle wil hê ek moet my skoon kry, moet ons nou roer, want ek moet by die huis kom. My ouers, ek gaan begin bekommerd raak," sê Mila. "Ah, hier is die skaapkraal," sê Katrein en spring op die rand van die waterkrib. Ook leeg. Boer het nog nie vanoggend die krib vol gemaak nie. Nou sal ons 'n ander plan moet maak." "Ons kan dam toe gaan," sê Mila Muis. "Wat is 'n dam?" Vra Maxie, die ene oë en ore. "Moenie vir my sê jy weet nie wat 'n dam is nie, Maxie," sê Katrein en sug. "'n Mens kan sommer hoor jy's 'n regte stadskat." "Toe nou tog, Katrein, dis Maxie se eerste keer buite die stad. Ons moenie met haar ongeduldig wees nie," sê Mila Muis en begin aanstap in die dam se rigting. "Die dam is nie naby nie, dis 'n hele end se loop," sê Katrein en sy en Maxie volg vir Mila Muis wat vinnig tussen die graspolle deurvleg. Toe hulle 'n hele ruk later by die dam kom, was dit al vroegmiddag. Die dam se water het soos 'n spieël in die son lê en blink. "Toe nou Maxie, daar het jy dit. Dis nou die dam," sê Katrein en stap nader aan die water om 'n bietjie te drink. "Gaan jy dit drink?" Vra Maxie skielik. "Natuurlik, dis water en dis skoon," sê Katrein en begin die water opplek. Mila Muis spring ook nader aan die water en drink tog te lekker saam. Sy het haar sommer ook net daar in die vlakwater afgespoel en dit was nie lank nie, toe blink Mila se mooi pelsie te pragtig skoon in die son. Maxie trek haar skouers op en stap ook nader om te drink. Die water is soet en heerlik koel en sy drink haar versadig. Hulle staan nog so by die dam, toe daar skielik 'n groot skaduwee oor hulle val. Die drie maats gaan lê plat en kyk op. Bokant hulle sirkel 'n groot arend wat op soek is na iets om te vang om te eet. "Lê doodstil julle, moenie roer nie. As daardie arend ons sien, is ons vandag arendkos," sê Katrein. Mila Muis en Maxie staan asof hulle versteen is. Katrein loer boontoe om te kyk wat die arend doen. Sy kan sien, hy sweef nou verder oor die dam. En dit was nie lank nie, toe duik die arend af en vang 'n groot vis in die water.
Kom julle, nou moet ons hol, sê Katrein. Bly by mekaar en moenie stop nie. Kyk, sien julle daardie klomp bloekombome daar naby die groen weiland? Ons hardloop nou so vinnig as wat ons kan soontoe. Daar's genoeg skuiling. Kom. Die 3 hardloop so van bossie tot bossie in die rigting van die bloekombos. Katrein kyk kort oor haar skouer of sy nie die arend kan sien nie, maar hy's so besig met visvang dat hoor en sien vergaan. Toe hulle uiteindelik in die bloekombos aankom, is die 3 flou. Hulle kruip onder 'n digte struik in om hulle asems terug te kry. Liewe wêreld, maar dis vir jou 'n gedoente die, Sê Maxie. Ek het nooit gedink dat 'n voël my so sou vang nie. Ja, jongie, 'n arend is die ergste onder die voëls. Hulle is die hele tyd op soek na diertjies om te vang. Sê Mila Muis, nog steeds uit asem. Ons gaan maar eers vir 'n ruk hier moet wegkruip, sê Katrein. Daardie arend gaan nie gou hier pad gee nie. Hy het baie tyd en die son sit nog hoog. Vriendin, Sê Mila Muis. ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek dink ons gaan moet regmaak om vannag hier onder die struik te slaap. Gelukkig het ons al 3 genoeg water gedrink. Dis 'n probleem. Sê Katrein. Hoekom? Vra Mila Muis. Mevrou Boer se suster, hulle ry môreoggend vroeg terug stad toe en as Maxie nie betyds by die plaashuis is nie, gaan sy nie kan saamry nie, Sê Katrein besorgd. Ag nee, wat? Sê Maxie en begin haar skoonlek. Dit sal vir my heerlik wees om 'n bietjie langer hier op die plaas te kuier. Ek is seker mevrou Boer sal nie omgee nie. En so gesê, so gedaan. 'n Paar uur later kon hulle steeds sien hoe die arend nog in die lug rondsirkel op soek na kos. Nee, wat julle? Ons bly net hier totdat daardie ou grypvoël koers gekry het. Sê Maxie. Dis nog 'n lieflike avontuur. Sê Mila Muis. Toe die sonnetjie agter die verste rande gaan inkruip, het Katrein, Maxie en Mila Muis hulle gemaklik gemaak onder die struik en styf teen mekaar gelê. En hulle het geweet, solank hulle by mekaar was, was hulle veilig. En so het die 3 dieremaats sommer lekker aan die slaap geraak, net daar in die bloekombos. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.